Wees gemaklik, wees vry in ons gaan vanoggend die Here se naam groot maak. Het ons lekker in die week sien iemand my boodskap en sê, pastoor, kan ons nie hierdie liedjie sing? Die Here lê dit so op my hart en ek sê vir hom, om hierdie liedjie te sing. Sondag, ons gaan op in die diens gaan ons op sing. En as in die week voel, Here, ek voel gelus met hierdie liedjie sing. Laat ons weer, kyk ons, hoe ons het kan inbaan. Amen. En ons gaan net so staan, daar is volgende baie verskonings, as ons allemaal moet sê, dan gaan ons die hele oggend net doen. So die mense wat nie is, het allemaal verskonings gemaakt, of hulle weg is, of familie gekry, of hoe ook al, maar kom ons geniet het volgende. Amen. Ek gaan vraag van dit vir ons oor met gebed, dan gaan ek vir ons die koortjies doen. Amen. Vader, dankie dat ons weer vanmorgen hier kan wees. Dankie dat ons kan weet, ons ontwitte ware lewende God. Terwyl ons so sing van die bloed, dan besef ek, ons sit met die kragtigste wapen in die bloed van Jesus. Dankie dat ons weet, dat ons die bloed kan gebruik vir beskerming, dat ons die bloed kan gebruik vir reiniging,
daarom kan ons net alle lof en eer na U toe gee. Ons vra dat U hierdie diens sal vat, elkeen van ons sal aanraak, sal boot en bewaar en ons help om ons ore te open vir die stem van die Heilige Gees. Alles wat ek aanbid in die naam van ons verlosser, Koning Jesus. Amen. Amen. Toen mijn man bij jullie in die week gezegd zei, dan heeft hij voor ons gebied in zondag en hij stuurt mij die boodschap aan. Voel zo in mijn hart, jongens, zo dit ik gebid dit volgen. Als dit niet was voor het bloed van Jezus, dan was nog niks voor ons geweest. Als zijn bloed niet gestoord heeft niet. Want het is zijn bloed alleen wat ons door ons kinders kan blijven, wat vaar is. Het is net zijn bloed wat ons kan beschermen als ons op die pad is. Dit is net zijn bloed alleen wat ons kan skoon was van alle sondes. Ons kan sing vanoggend van die bloed van Jesus, sy bloed alleen, halleluja, Here. Sy bloed alleen. Amen.
wat 'n mens vir my kan gee nie, maar dit was die bloed van Jesus wat ons verlos, Here, van elke sonde, Here, van elke mag van die vyand wat ons ontbeetpak, Here. Weet ons kan net die bloed aanroep en ons weet, Here, dat U 'n saak vir ons oplos, Here, dat U ingryp in dinge wat ons nie kan sien nie, Here. Halleluja, Here, want U bloed het vir ons gevloei, daar aan die kruis van Golgotha. Dankie, Here Jesus. Ek is verlos, maar nie is sonde, my sonde maar nie is sonde.
Amen. Baie dankie, kan jy sit lekker neem, baie dankie vir die orkes. Ons bly vir my vrou kans gee, sy gaan vir ons 'n liedjie sing. Dan ons die woord bid. Amen. Halleluja, ek het vanoggend dis hierdie liedjie so op my hart gewees. Ek het hom nie regtig geoefen nie, want hy het eers vanoggend opgekom, so iemand mag vir my bid. Maar ons gaan nou doen. As die dele van hom ken, sing saam. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved that you gave to prove your love for me. And the voices of many angels cannot express my gratitude. All I am and ever hope to be, I owe it all to you.
Baie dankie kan jy sitplek neem. Dankie vir my vrou vir die mooi lied. Amen. Is die gemaklik in die kerk? Amen. Dit beteken ons is gemaklik is. So ons is ons 'n kerk van manifestasies, is dit nie? Amen. Kyk, so die enigste persoon wat vandag gemaklik nog kan wees is Tannie Rodel. Sy kan net as die res van die gaan opstaan en op 'n ander plek gaan sit in die kerk. Daar waar dit vir nie gemaklik is, en daar waar jy nog nie gesit het nie. My ma bly met haar stoel skryf, ons skryf ons haar stoel vir. Ek sal my preekstoel skryf, wat ongemaklik vir my is, nie hoor. En ons kan die kamera oorskryf as jy like, die kamera oor op 'n ander plek staan. Hey, en gaan op die sagte stoel. Kom ons maak almal 'n bietjie buite hulle gemaksone vandag. Amen. As jy voortreed, kan jy ook maak met Openbaring hoofstuk 3. Ons in die afgelope paar weke het ons gegym woensdae aande. Tot aan die Ronald ons geskryf. Dankie Tannie deel is van ons manifestasie. Amen. Ons in die laaste paar weke het ons by die gym het ons geestelike groei deurgegaan. En ek wil nie die punte vir julle noem, want jy net bewus is daarvan. Die eerste een ons in die kerk het ook genoem, was die progressiewe oorlading. Beteken ons moet meer elke keer doen. Dit help nie ons gym en ons bly by 5 kg ons gaan nooit spiere bou. So ons moet elke keer bietjie meer opsit om spiere te bou. Die tweede punt wat ons bespreek het was konstante ooreenkomstige aksie. Beteken dit wat ek sê moet ek doen. Dalk nie ek sê iets en ek doen dit nie. Die derde een was gewees 'n gerigte verstand. Beteken ek moet my gedagtes rig op die regte goed van die Here. Dalk nie wil een oomblik wil ek nou hier iets doen en die volgende wil ek hier iets doen en dan wil ek hier iets doen en dan dwaal my gedagtes af en deesdae noem ons dit ADHD, maar as jy ADHD nie, dis net hulle kan nie konsentrasie op 'n spesifieke ding. Al in die kerk ook, die ouens se gedagtes spring so rond. Dan ons tweede laaste wat ons bespreek het was assosiasie gewees. Beteken ek moet met die regte mense assosieer. En help my, ek is hier by die kerk lekker en is gemaklik vir my en ek lekker met Nico praat en ek kan met Dippie praat en maar as ek buitekant die kerk kom, dan assosieer ek met die wêreld en ek lyk en ek klink en ek tree op soos die wêreld. Dit gaan nie werk. Ek moet met die regte mense die hele tyd assosieer. Die een wat ons dan ook bespreek het was visie gewees. Ek moet 'n visie hê. Ons kerk met globaalse visie is die verheerlik God deur die Heilige Gees gedrewe koninkryk in Jesus Christus. As jy nie weet, ek staan daar agterop. Dis ons visie van lede in Christus kerk. En dan ons punt wat ons woensdag aand bespreek het en dan gaan ons 'n bietjie vandag deur gaan is
aksie. Ons moet oorgaan tot aksie. Ons moet begin werk, ons moet begin om iets te doen. Amen. Nou ek weet nie van u nie, maar Jesus het 12 apostels gehad, stem jy saam? En 11 van die 12 apostels is dood deur marteling. Hulle is met swaarde gesteek, hulle is van die tempel afgegooi, hulle is onthoof, hulle is onderstebo gekruisig, noem dit, hulle is gemartel vir Jesus. Dit is een van die groot tekens dat Jesus werklik opgestaan het, want niemand gaan gemartel en doodgemaak word vir iets wat nie die waarheid is. As broer Kobus weet, Jesus het opgestaan uit die dood uit. En hulle kom en hulle sê vir hom, sê hy nie opgestaan het, ons maak jou dood, dan sal Kobus gaan tot die dood toe, want hy weet, Jesus het opgestaan, is dit nie so? Amen. So ons weet die het opgestaan, ons weet dit die optrede van die apostels, die een apostel wat op 'n ou ouderdom, omtrent 100 as ek nou reg is, dood gegaan het, is ook gemartel. Hy is op 'n stadium is hy vergiftig en hy het nie dood gegaan nie. Op 'n stadium het hulle kaldron, dis nou 'n groot pot vol olie gemaak en 'n vuur onder aangesteek en toe dit borrelend warm is, toe gooi hom daarin. En toe klim hy uit en hy bekeer niks nie. En hy het aangehou om die woord van die Here te verkondig. Hulle was daarin so kwaad geweest, hulle het hom sommer na 'n eiland toe gestuur en gesê, gaan bly daar op Patmos. Daar's niemand wat jy kan vertel nie, as niemand jy kan beïnvloed nie, jy gaan nou daar bly. Sterkte vir jou. En terwyl hy daar op die eiland is, toe kom die Here in sy verheerlikte liggaam na hom toe. Gaan lees Openbaring 1. Ek het nou nie hier op my notas gesit nie, maar ek wil vir u gaan sê, hoe lyk Jesus? Vers 11 sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in die boek, en stuur dit na die 7 gemeentes van Asië, na Efese en die ander gemeentes, noem hy daar. Toe draai ek by hom te sien wat stem met my gespreek het, toe ek omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed wat wit is, wat tot op sy voete hang, omgord met die bors, met 'n goue gordel in sy hoof was, en sy haar was so wit soos wol en stuw, en sy oë 'n vuurvlam, en sy voete so blink, soos blink koper, wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn. En toe ek hom sien, toe val ek op die grond neer. Die een persoon wat sy alles vir Jesus gedoen het, en toe hy Jesus sien, toe sê hy, nou gaan hy doodgaan. Want hy kan nie die krag van die Here gesien het nie. Ons is baie maklik te sê, o Here, ek wil nie sien, maar ek besef nie wat hy vra. Besef hierdie wat ons hier in Openbaring, dis hoe Jesus gaan terugkom. Nie 'n lammetjie wat daar in 'n stalletjie lê nie, nie 'n klein babatjie wat in 'n krib lê nie. Hy was dit gewees op 'n stadium, hy is dit nie meer nie. Nie 'n man wat homself oorgegee het om gekruisig te word en dood te gaan vir my nie, nee. Dis verby. Ons dien die Here wat opgestaan het. Ons dien die Here wat sy gesig blink soos die son. Ons dien die Here wat 7 sterre in sy hand kan vashou. En dis hy wat gaan terugkom. En hy sê vir Johannes, skryf neer wat jy sien. Openbaring 3 vers 1 sê, en skryf van die engel van die gemeente van Sardes, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang het en gehoor het en bewaar en bekeer jou. As jy nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle waardig is. Wie
wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader, en voor sy engele, wie oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En as ek 2 hoofteks uit hierdie kanaal sal wees, vers 1 en vers 2, en jy sal sien, ek gaan van die skrifte, gaan ek hier op die bord sit ook, wat ek vir julle aanhaal. Vers 1 sê, ek skryf aan die engel van die gemeente van Sardes. Dit is hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre beteken, hierdie persoon, hierdie verheerlikte Here, het alles van God binne hom. Nie net dit nie, hy hou die 7 sterre vas met die 7 gemeentes voorstel, wat sê, ek sien alles in elke gemeente. Wat in leer in Christus, Philadelphia, familiekerk hier gebeur, sien die Here. Wat in die ander kerk gebeur, sien die Here. Sy oog is nie dood nie, sy oor is nie afgekap nie. Hy sien en hy hoor en hy weet. En hy gaan verder, hy sê, ek ken jou werk, as die briewe gaan deur is. Dis baie interessant, omtrent al die briewe begin met dit, ek ken jou werke. Dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Vers 2 sê, wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Ek bid vanoggend en ek stap hier en ek sê, Here, as jy 'n brief geskryf moet word in ons gemeente, en die Here sê, ek ken jou werke, wat sal daarna geskrywe wees? Val ek meer na die huis toe, as die Here vir my 'n brief moet skryf en sê, Tertius, ek ken jou werke, wat sal daarna geskrywe wees? Nico, ek ken jou werke, wat sal dan geskryf wees? Sal daar geskryf wees, ek sien hoe jy goed handel, ek sien hoe jy jou bes te doen, hoe sal daar geskryf wees? So wat hier staan, en ek het jou werke nie volkome vir God gevind nie. Mag dit nooit by my en by u staan nie, maar ons gaan nou by die skrif kom. Openbaring is baie snaaks geskryf. Die eerste hoofstuk of die eerste 2 hoofstukke kom Jesus en hy gee ons eintlik maar net van wie af hierdie inligting kom. Hy sê vir Johannes, jy is nou hier en skryf hierdie brief en jy mag niks uitlaat of niks byvoeg by hierdie brief nie. Dis wat vir baie mense baie te mekaar is. En jy sal sien reg deur Openbaring, elke nou en dan sê hy op hom, jy moet skryf. Maar Jesus kom, hy sê vir hom, ek is die Alfa en die Omega, ek is die begin, ek is die einde, alles is ek en alles is deur my, alles is tot my. Ek is die enigste weg, die enigste waarheid. So as iemand anders by hier kom en sê, kom ons met hierdie weg en sê hulle, ek ken die regte weg. Ek ken die regte waarheid. Jesus sê vir hom, skryf meer. Nommer 1, skryf briewe aan die 7 gemeentes. En gaan lees dit as jy wil. Dis briewe wat elke brief begin met aan die engel van die gemeente, daar seker as 'n formaat in die brief ook. En sê wat hulle verkeerd doen, wat hulle reg doen, wat hulle moet reg doen en wat dan die beloning gaan wees vir hulle wat dit reg doen. Al die briewe in daai formaat, en sekere briewe van dit nie in nie, want sekere briewe die mense niks verkeerd gedoen. Ander briewe het die mense niks reg gedoen. Mag lees die briewe. Na dit, met alle eerlikheid as ek nou vir u moet sê, klein soos ek het so gesê het, gaan brek Jesus bietjie met die hemel. Hy sê vir hom, my briewe is nou klaar geskryf, kom kyk hoe lyk die hemel. Van Openbaring 4 of as ek reg is, mense sê dan, ja, Openbaring 4, gaan Johannes en hy sien die troon van die Here en alles wat daar gebeur, en Jesus brek so bietjie met hoe mooi dit daar lyk. Dis ook in hierdie gedeelte wat sê, skryf, nie vergeet nie. Daarna gaan Jesus en hy vertel van al die goed of hy wys van dit wat gaan kom en dit wat gaan gebeur, dit wat voorlê vir die kinders van die Here en die res van die wêreld ook. En dan heel laaste, en ons het die voorreg om te weet, sien ons hoe die Here die duiwel oorwin.
En ons sien die nuwe hemel en die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem wat neerkom en al die mooi goeders. So as jy bekommerd is, moenie bekommerd wees nie, die Here oorwin op die einde. Moenie bekommerd wees as jy nou swaar trek of as dit nou moeilik gaan nie, die Here oorwin, hoor. Hou net vas aan hom, hou net by hom. Maar ons het iets wat ons vandag moet bespreek. Ons moet ons werke bespreek. Ons moet bespreek wat Jesus nou hier in Openbaring gesê het, maar oor reg deur sy bediening op aarde het hy sekere goeders gesê. Soos ek gesê het, Jesus kom en hy sê, ek hou die 7 sterre vas, wat beteken, ek sien in die gemeente, ek het nou ook vir u gesê. Ek sien wat in die gemeente aangaan, elke gemeente, nie net seker is nie. Gaan kyk reg in Openbaring, in die 7 briewe, elke keer is daar 'n ander aspek van Jesus wat gewys word, maar hy wys daar vir ons, hy is nie nog in 'n stalletjie, in 'n klippie wat hy daar lê nie, nee. Hy sê vir ons, dit is nou ek, wat jy nie meer sukkel nie. Dit is nou ek, wat die swaard vashou, dis ek, wat gaan kom om te oorwin die duiwel en al sy trawante, dis ek. Let op wat ek sê en geskenk aandag en doen iets daaromtrent. En hy kom en hy sê, ek is nie tevrede met wat jy doen nie. Ek is nie tevrede, jy het 'n naam dat jy lewend is, daar staan mooi groot geskrywe, ek lewe, maar binne is jy eintlik dood. Dit wat jy doen, het niks met die Here te doen nie. Vers 2 gaan hy verder, hy sê, word wakker en red die mense wat besig is om dood te gaan, wat op die punt staan om dood te gaan. Jy kan net iemand red wat besig om dood te gaan as jy iets doen. As jy in die hospitaal instap en dan lê 'n persoon daar, in die Ronel was in die hospitaal, het baie jare daar gewerk. As daar iemand daar op 'n bed lê wat besig is om dood te gaan, dan gaan staan die dokters en die susters nie om hierdie persoon en kyk so vir hom nie. Sekere gevalle as hulle DNA geteken het, dan mag mens nie vat nie. Maar in die meeste van die gevalle as daar iemand daar lê, dan staan hulle nie so en kyk of staan so en kyk of sit hulle hande in hulle sakke en kyk hoe die persoon doodgaan nie. Hulle spring in en hulle doen iets. En dis wat die Here hier sê. Hy sê word wakker. Begin iets vir die Here doen. Red daai mense wat op die punt staan om in ewige verderf te land. Hoe erg sal dit wees eendag as ons in die hemel kom en Jesus wys vir ons al daai mense kon jy gered het. Mens kan jy dink, jy staan in die hemel en Jesus sê vir jou, kyk daai mense daar mens. Nie een nie. Nie 2 of 10 nie. Nie 100 nie. Duisende mense. En hy sê, sien jy daai gesigte wat daar afgaan en brand in die ewigheid. Selien, jy moes hulle gered het deur iets te doen. Dan gaan ek nie 'n verskoning om vir Jesus te vertel nie. Ek kan net sê, wees my genade. Maar mag ek nie op daai punt kom nie. Mag ons eerder daar staan, wat hy sê aan die Ronel, kyk al hierdie mense wat hier agter jou staan, jy het hulle gered, want jy het iets gedoen. Frans het gewond daai Jakobus 2 vers 26 op. Ons is baie vinnig om te sê, ja, maar ons kan nie deur ons werke gered word nie. Dis die waarheid. Ons kan nie deur ons werke gered word nie. Daar's baie mense wat baie mooi en baie goeie goeders doen, wat nie die hemel gaan maak nie, want hulle het nie Jesus aangeneem nie. Die enigste manier dat ons gered kan word, is ek moet Jesus aanneem as my persoonlike saligmaker, as my redder, as my verlosser. Ek moet sê, Here, ek gee my lewe vir U. Dis die enigste manier ek in die hemel kan kom. My werke kan my nie red nie. Maar Jakobus sê vir ons, soos die liggaam sonder die gees dood is, as ek nie gees binne my het nie, is ek dood. As ek nie asem in my het nie, is ek dood. Maar die Bybel sê, so ook is die geloof sonder die werke dood. Beteken as ek sê, ek is 'n gelowige, maar ek doen niks nie, dan is ek eintlik dood.
Dan kan die Vader kom, soos wat staan in Matteus, Markus en Lukas, wat hy praat van die eienaar van die vinger, dan kan die Vader kom en my kom uitkap uit die ewigheid uit, omdat ek niks vrugte oplewer nie. 'n Mens kan ons nie uit die genade van die Here uitdruk nie, want die Vader kan kom en sê, jy doen nie wat jy moet doen nie. Soos moet dit ook besef. Ons het iets om te doen vir die Here. Ek kan nie geestelik dood wees en sê ek is 'n kind van die Here nie. Het werk nie. Het gaan nooit werk nie. Ek het nie elkeen moet opstaan. Ek het nie elkeen moet begin om iets te doen. Ons is uit genade uitgered. Niks wat ek gedoen het kon my gered het ook nie. Dis die Here se genade alleen gesê, ek kies vir Taliletti uit. Ek kies vir Hester uit. Niks wat hulle gedoen het, het gemaak dat hulle gered word nie. Maar wanneer ek nie gered is, het ons 'n opdrag om iets te gaan doen. Ons het 'n opdrag om aan die gang te begin kom. Ons het 'n opdrag om iets vir die Here te doen. Weet jy wat is vetsugtig? Dis 'n baie mooi Afrikaanse woord. Vetsugtig, weet jy wat dit is? In Engels wil ons sê obese. Weet jy wat obese is? Dis as mens elke dag 15 hamburgers eet, mens word net al hoe vetter en vetter en vetter en mens kan nie vir myself sorg nie. Dis vetsugtig. Wanneer ek en u in die kerk sit en ek sit net op my plek en ek ontvang net elke dag en ek doen niks nie, en ek werk nie, en ek gaan nie oor tot aksie nie, en ek sit net, en ek eet net, en ek eet net, en ek eet net, dan word ek vetsugtig in die gees, ek word obese, ek beteken niks meer vir niemand. Maar wanneer ek in die kerk sit, en ek hoor, wat Jesus in Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, leer hulle en doop hulle, en ek doen dit, dan raak ek nie vet nie, ek raak gespierd. Ek raak dan 'n geestelike bodybuilder. Ek dink nie ek sal ooit baie spiere hê aan die buitekant nie. Ek hou nie van snaakse goed, ek hou nie van gym toe gaan nie. Ek het nog nooit regtig gym nie. Ek dink ek het eintlik in Umhlanga vir 6 of 7 of 8 maande gegym. Dis omtrent hoe ver my gym gestrek het. Ek weet as mense wat gym was niks meer. Dit is eintlik goed om te gym. 'n Gesonde liggaam wys vir 'n gesonde gees. Ek loop maar rond en ek probeer ander goedes doen om gesond te bly. Maar ek moet geestelik moet ek spiere kan bou. Geestelik moet ek myself kan sê, hoorie, maar vandag het ek gedoen wat die Here van my verwag het. Ek het nie 'n ekstra vet rolletjie gekry omdat ek net gesit het en niks gedoen het nie. Ek weet die mense van ons kerk is nou nie so nie, maar die ander mense, die ander dames buitekant hou daarvan om maar lyfies te hê en fancy klere aan te trek en allerlei sulke snaakse goeders, né? Nou as die geestelik so wil lyk, moet iets begin doen. Ons moet geestelike, aantreklike mense raak om ander mense te trek. Ons gees moet opgewek wees. Nou wanneer ek in die gym, ons het in die gebou van die gym af van die eerste keer, wanneer ek wil gym, is daar 'n paar goed wat ek moet doen. Nommer 1, ek moet oefen. So gewig is moet ek 'n bietjie optel, né? En so is ons geestelik moet ons iets begin doen. Nommer 2, ek moet voeding kry. Onthou jy toe Kobus hier gestaan het, en hy vir ons vertel het, as mens by 'n braai is, en die ander ou so hy steek met die dik stukkie vet op, en eet biltong, en haal jy maar jou hoendertjie uit, en jy eet reg. Nee, dit is wat ons geestelik, ons moet die regte voeding inkry. Ons moet nie allerlei ander nonsens voeding inkry nie, né? Goed wat ek op die televisie kyk, en goed wat ek in boeke lees, en goed wat ek op die internet kyk. Ons kan baie goeie voeding deur dit kry, maar ons kan ook baie slegte voeding deur dit kry. Ons moet die regte voeding kry. En dan as jy gym, moet jy rus ook, anders gaan jy nooit spiere bou nie, moet jy spiere breek. Want as mens oefen, dan kry jy spiere eintlik seer. Nou geestelik is dit nou nie heeltemal oefen, voeding en rus nie, maar daar's 'n paar ander goed wat moet groei vir ons om geestelik te groei.
Nommer 1 is my geloof moet groei. Ek kan nie vir die Here iets doen as my geloof net dieselfde bly nie. As ek net glo, nee wat, ek weet nie of ek dit kan doen, ek weet nie of die Here dit kan doen nie. Ek moet van daai punt tot by die tweede stap weer oorgaan. Ek moet bietjie meer geloof kry, bietjie meer geloof kry. En ons moet uiteindelik, wanneer ons eendag perfek is, geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie kan hê. Want Jesus sê, as ek geloof so groot soos 'n mosterdsaad het, dan sal ek vir die Soutpansberg sê, "Hey, maak my pad hier deur, dat ek kan deur sonder deur die tonnels te ry." En die berg sal dit doen. Dit is minder as Jesus sê vir die berg, gooi jouself in die see, hy sal dit doen. Ek vra net vir 'n gat in die berg. Maar as ek geloof soos 'n mosterdsaadjie het, dan moet ek dit kan doen. Geestelik moet ons groei om daar uit te kom. Of ons probleme wat voor ons is te sê, ek dien die almagtige Here, ek dien die Alfa en Omega, ek dien die begin en die einde, ek dien hy wat alles gemaak het, en deur hom is alles gemaak. So jou probleem wat hier voor my lê, wat soos 'n berg lyk, is eintlik niks nie, kan deur jou gaan en ek moet deur dit kan gaan. My geloof moet groei, my liefde moet groei, my selfbeheersing moet groei, my vrug van die Gees moet groei. As my liefde net so klein bly, dan gaan dit niks baat vir my, dit gaan niks beteken nie. Ek gaan nergens kom nie, ek gaan geen groei hê in my lewe nie. My liefde moet groei. Ek moet elke dag meer lief wees vir U. Elke dag meer lief wees. Ek moet liewer raak vir die boemie wat daar buite in die straat verbyloop, wat stink en 4 maande laas sy hare gekam het en sy tande geborsel het. En ek nog steeds van kan sê, die Here het jou lief. Want as ek liefde het vir 'n siel, dan sal ek dit doen. As my liefde vermeerder en al die ander vrugte van die Gees, ek gaan nou vir julle lees nie, maar dit moet vermeerder, dat ons ergens kan kom. Ons is het geraak, Matteus 7 vers 21. Matteus 7 vers 21 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan nie. Hoor hierso, daar's baie mense wat sê, Here, Here, maar hulle sal nie ingaan nie, hoekom nie? Maar hy wat die wil doen van my Vader. As ons die wil doen van die Here, as ons hoor wat hy vir ons sê, en doen wat hy vir ons sê. Sien nie al voorkie waar ek die spesiale stok vir my ingevoer. Doen. Hy wat die wil van my Vader, doen. Waar staan hy wat die wil van my Vader hoor? Ek kan die wil van die Vader hoor elke dag. As ek gym toe gaan, kan ek kan duisende ure video's kyk van hoe om te benchpress. Ek kan so voorheen gaan bywoon en ek kan mense kontak en ek kan ure spandeer op hoe die regte manier is om die baar vas te hou met jou vingers in mekaar in. Ek weet dat ek nog nooit gedoen nie. Maar ek kan duisende ure wat spandeer. Maar as ek dit nie gaan doen nie, gaan dit niks beteken. Vers 24 sê, elkeen dan, wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, elkeen, nie die pastoor van die gemeente nie die bestuursraad van die gemeente nie net sekere uitgesoekte mense nie, almal, omdat Jesus het hier gestaan met 'n groot skare mense voor hom. En hy sê vir hulle, elke persoon, elke ene wat hoor wat ek nou gesê en dit doen. Ek sien naas myself woord weer. Doen. Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis gebou het op die ewige rots. Ons almal ken nou Sondagskoolletjie, né? So die Sondagskool baie keer gesing. 'n wyse man bou sy huis op die rots. 'n wyse man bou sy huis op die rots. Sien jy? Want hy's daar sommer saam as ek dit sê. En die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. En die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die rots staan vas. En daar is 'n man by sy huis op die sand, daar is 'n man by sy huis op die sand, daar is 'n man by sy huis op die sand. En die reën het neergeval en die reën val neer en die vloed styg op. En die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die rots val. Klaar. Maar 'n wyse
of 'n wyse man, is eintlik as hy liedjie verkeerd. Eintlik moet hy liedjie sê. Hulle wat doen wat die Here van hulle verwag, bou sy huis op die rots. En hulle wat nie doen nie, is 'n basis. So as jy 'n verstandige man wil wees, as jy 'n verstandige vrou wil wees, as jy 'n verstandige kind wil wees, bou die huis op die rots, wat vra wat ons moet doen, of ons sê wat ons moet doen. Gaan lees Matteus 5, 6, 7. Julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld. Julle kan nie onder 'n maatemmer weggesteek word nie, maar sit op 'n lamp staande en skyn dat almal dit kan sien. Ek en jy moet skyn in 'n donker wêreld. Gister is ons besig om te help in die dorp en ek het nog lanklaas wat met 'n graaf gewerk. Ons maak daar met die grawe skoon. Ons praat ons 'n vroukie wat ek ken haar, maar ek ken nie eens haar naam en ek ken haar van lank terug af. Sy was saam met my sussie of ons saam met my ma in die kerk gewees en haar seun het saam met my sussie gewees en op 'n stadium is daar kom dopper kreer en hy kom neem foto's van ons werk en hy wil 'n foto van haar neem. En sy sê nee, om nie foto's van my neem nie. Want het gaan nie oor dit wat ek doen, gaan nie oor my nie, het gaan oor die Here. En sy sê in ons kerk nie, sy sê een van die susterkerke en ons skiet altyd die susterskerk se mense af. Maar sy het iets gesnap wat baie van ons nie snap nie. Het gaan nie oor my nie, het gaan oor die Here. Dit wat ek doen ek vir hom. Ons wil altyd hê, ons sal gewerk word, gryp 'n graaf en staan vir die fotograaf. As die fotograaf weg is, dan gee die graaf vir die volgende ou, dis vir jou is. En Celine, jy maak jy nie so nie. Maar baie van ons doen dit. As al foto en ek wil voor nie, ek wil voorstaan. Dan let in die oomblik as hy fotograaf weg is, dan sit ek, ja, ek is nie meer as op die ander dan nie. Dis remove. Ek en u moet daders word van die woord. Ons kan nie net hoor en hoor en hoor nie. Jakobus 1 vers 22 Fransis. Sy sê ongemaklik, want sy het nog nooit hierdie gedoen as sy nou. En word daders van die woord. Sê ek myself alweer vooruitgaan. Word 'n dader van dit wat ons hier binne leer. Maar het gaan verder en sê, nie net hoorders wat hulle self bedrieg nie. Ons dink die duiwel moet altyd kom om ons te bedrieg. As ons net hoor en niks doen nie, dan bedrieg ek nie onsself hoor. Ek wil vir u sê, as u hier is net om te hoor, om die gewete te sis, om te sê, ek was nou in die kerk gewees, ek het nou gehoor, en vir die res van die week, of ek nie te worry nie, het ek baie slegte nuus vir u. U bedrieg uself. Eintlik moet u by die huis bly. Want as jy in die kerk sit, nou het jy vandag gehoor, ek moet iets doen, jy gaan dit geoordeel word eendag. En as jy net by die huis sit, en het jy gehoor het nie, en het jy mooi skrif as jy die Bybel gelees het, gaan jy op dit geoordeel word, maar ook op die werke dan. So moenie jouself bedrieg nie, asseblief. Spring in, en doen iets vir die Here. Ek kan nie onthou, Frans het ek al die Hebreërs skriffies ook opgesit, Hebreërs 11 skriffies. Ok. Hebreërs 11, ons ken almal van Hebreërs 11 vers 1, hè? Die geloof dan, so vaste vertroue. We gaan dit verder. Die dinge wat ons hoor, bewys met die dinge wat ons nie sien nie. Sien, ek moet seker maak, my vrou sit daar nie in slaap op huistoel van my ma. As sy daar sit in slaap, gaan ons huistoel uit die kerk. Nee. Maar ons lees nie Hebreërs 11 verder. Ons ken Hebreërs 11 vers 6. God sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Maar Hebreërs 11 gaan eintlik, en sê, dat ons woensdag gaan nou praat oor die wolk van getuienis. Ja, dit is deel van dit. Maar Hebreërs 11 gaan eintlik daaroor, oor wat die mense gedoen het. Ek dink vers 3, Fransis is al, oor vers 6. Vers 3. Gaan 1 aan vers 4. Waar is Abel? Deur die geloof het Abel 'n beter offer gebring. Beteken, hy het iets gedoen.
Hy het nie vir die skaapie gesê, hoorie, spring nou op die vuur. Die Here soek 'n offer. Hy het iets gedoen. Henog het 'n pad saam met die Here geloop. Dit is die volgende vers. Deur die geloof is Henog weggeneem. Maar as jy gaan ondersoek doen van Henog, hy het 'n pad saam met die Here geloop. Hy was 'n naby vriend van die Here gewees. Kan jy dink jy loop so naby pad met die Here, dat die Here eendag net maar wegvat na hom toe? Of jy dood te gaan, friseer of lyding, dan die Ronel, oef, was in die hemel. By die Here, het dan die ding. Nie meer kierie nie meer inspuitings nie meer snaakse, net daar, ons by die Here. Eendag gaan dit so wees, nie bekommerd wees. Maar kan jy dink, jy soek naby verhouding met die Here, jy loop so pad en doen so wat hy van jy verwag. Ewe skielik, is jy net weg. Die volgende ding is vers 7, wat sê, deur die geloof met Noag. Noag het nie, toe die Here vir hom sê, hoor die Noag, daar gaan 'n groot vloed kom, op die grond op sak en as gelê, geheil en gebewe nie. Hy het aan die werk gespring. Hy het 'n ark gebou. Hy en sy seuns, of het 100 jaar voor ook al die mense beweer het lang gevat het, kan jy dink jy bou 100 jaar lang in 'n hout ark om jouself en die diere te red. Maar hy het iets gedoen. Nee, Abraham, was twee goed van Abraham, wat hy gedoen het. Die Here sê vir hom in sy vaderhuis, en dis nou baie snaaks eintlik. Hy's later in sy 60er jare gewees, toe bly nog saam met sy ma en sy pa en sy vrou in die huis. Net lekker met ingeboude kaggel en waterbed, noem dit wat jy wil noem. Gemaklik, en die Here kom by hom en sê, hoorie, ek het iets beter vir jou, trek. Deur die geloof het hy getrek. Hy het iets gedoen. En later jare van sy volgende, toe die Here vir hom sê, jy is nou oor 100, jy het net een seun wat eintlik moet erf, gaan offer hom, toe gaan hy om sy seun te offer. Hy het iets gedoen. Hy het nie vir die Here gesê, nee Here, ek glo so in U, ek gaan nie eens offer. Hy het gesê, ek sal dit gaan doen. Hy het gestap en gaan reg wees om te offer. Toe die mens opgaan, toe sê die Here vir hom, hoi, stop. As 'n ramp, slaat iedereen aan. Die laaste ene, ek dink so 'n paar, daar's baie lang, die laaste ene, Fransis, wat is die volgende ene? Misala ook, dis al nie die volgende vers wat ek gekies het daar nie, Rachel. Sarah het krag ontvang en bevrug te word, sy het ook geglo op die einde. Fransis, ek het op die lys van die goedes daar Rachel gesit. Fransis het weg, wat dat ek so by Hebreërs 11 mag, ja. Dus met Hebreërs ek wel moet wees. Oké, waar is Rachel? Wie het gesê? Geleen, waar is Rachel? Inderdaad, dat is die volgende bladzijde, dat is die volgende bladzijde. Nee? Dat is wel een beetje aankijken. Deur die geloof het Rachel, die straatvrou, wat met mense geslaap het, vir geld, om haarself en haar familie in die gang te hou, nie saam met die ongehoorsaam het omgekom nie. Hoekom nie? Vir my en vir u moes hy omgekom het, sy was 'n slegte mens gewees, nie eens van die volk van die Here nie, en sy het allerhande dergelike goeders gedoen, omdat sy die spioene in vrede ontvang het, en hulle weggesteek het. Sy het iets gedoen. Toe sy sien, hier kom die volk van die Here, toe neem sy aksie en doen iets vir die Here. Dink bietjie daaroor na, die grootste wonderwerk van Jericho was nie die mure mekaar gesak het nie. Die grootste wonderwerk is dat een stukkie muur waar rooi tou afgehang het, nie mekaar gesak het nie, toe die hele stad se mure in mekaar sak. Want iemand het iets gedoen vir die Here. Wat leer ons uit vandag se woord uit? Wat leer ons uit vandag se lering uit, hoe jy dit ook al wil sien? Ek en u kan nie meer net sit nie. Ons mag nie meer net sit nie.
As jy nou opstaan en jy voel die stoel so vinnig, daai warm, dis nie die bydra aan die kerk. Die offergawes en die tiendes wat jy agter in die kussie gooi, is nie die deel wat jy in die kerk doen nie, dis wat jy teruggee vir die Here. Die aksie wat ek en u neem om die koninkryk van die hemel te groei, dis ons bydra. En ek en u kan nie meer stil sit nie. Ons moet gehoorsaam aan hom wees. Ons moet begin fisies iets doen vir die Here. En ek wil u vra, word aktief saam met my. Word 'n dader. Kom aan die gang, staan op en doen iets vir die Here. Ek het nou nog gesê, dit gaan ongemaklik. Dit gaan ongemaklik wees om iets nuuts te doen vir die Here. Dit is nooit gemaklik. Dit is nooit gemaklik om op te staan en vir iemand in die straat te sê, hoorie, weet jy die Here het vir jou gestaan? Is nie gemaklik om daar by die mall en die parkeerarea te gaan staan met 'n gesiebe, met 'n hoedjie op en sê, kan ek vir jou bid? Ons gaan daar kom. Een van die dae gaan ons daar staan, op maandeinde. Weet jy wat nog die beste tyd is om daar te gaan staan? Tussen die 16de en die 25 Desember. Hulle het almal geld gekry, almal gaan mall toe, en almal is lekker. En dan gaan ons sien daar. En weet jy wat gaan staan ons dan weer daar? Die 15de Januarie. Dis almal se geld klaar is. En almal se hangovers verby is. En die ouens niks meer geld oor het nie. En net daar om die basiese goed te koop. Dis soos kan ons hier bid. Maar dit gaan nie gemaklik wees nie. En dit gaan nie maklik wees nie. Maar ons gaan dit doen. En ons allerlei ander goeders doen. So ek vra jy, wees saam met ons deel van dit. Wees saam met ons deel van dit wat van nou af meer en meer en meer gedoen gaan word vir die Here. Nie net gepraat gaan word vir die Here. Amen. Mag die Here hierdie woord aan u seën. Amen. As ek sê vir ons daardie knoppie druk om die kamera af te sit, en dan as jy en Kobus het vir my die tafel net hier voor kan kom sit asseblief.